Vriende, ons staan stil by die Heilige Gees soos wat ons hom leer ken uit die evangelie van Johannes. En die eerste aand, maandag, het ons stil gestaan by die Gees wat Jesus beskryf as die ander voorspraak. En dan in besonder beteken ander nie iets anders soos wat ons dit in Afrikaans verstaan nie. Maar dit is die een wat is soos wat hy is. Wat in sy wese niks anders is as wat Jesus is nie. En net vir Jesus kom voorstel ook vir ons. Die een wat intree vir ons, die een wat ondersteun, die een wat troos, die parakleet, ons voorspraak, ons advokaat. Ons het gekyk na Johannes 14 en Antoinette het gisteraand vir ons verder gegaan in Johannes 15, waar die Gees van die waarheid beklemtoon word. In Johannes 14, as Jesus vir sy disippels sê dat hy weggaan, dan is die troos tweeledig. Een, dat hulle hom reeds ken. En as ons Jesus Christus ken, dan weet ek en jy dat ons ook die Vader ken. Jesus is die weg, dis die pad wat ons moet volg. Daar's soveel, wil ek amper sê, TikTok boodskapies in waar ook al op sosiale media. Mense wat vir ons probeer sê, hierdie is die waarheid, hier is die uitkoms, hulle ken die weg. Almal was nog altyd leenaars gewees, maar as jy hulle gaan volg, dan gaan hulle vir jou die waarheid leer. Maar Jesus het destyds al gesê, hy is die weg. Hy ken daai pad, stap agter hom aan en jy sal ook by die waarheid kom, want hy is die waarheid. En hierdie waarheid lei tot lewe. En dis 'n keuse en is 'n waarheid wat ek en jy baie, baie ernstig moet opneem. So 'n paar weke terug het ek ook in ons gemeente gesê, C.S. Lewis het geskryf, as Jesus sê dat hy is die weg, die waarheid en die lewe, dan los dit vir ons as mense met nie veel keuses nie. Ons moet dit ondersoek. Want, 1, of Jesus was stapelgek gewees en nie geweet wie hy is nie. En hy het gedink hy is iets of iemand wat hy glad nie is nie. Maar wat daarmee saamgaan en amper nog erger, is dat hy voorgee om iets te wees wat hy nie is nie, maar dit baie willens en wetens doen. As enige een van daai twee realiteite waar is, dan moet ons so ver wegkom van die evangelie en van die Christengeloof as wat ons kan. Want dan is dit onwaar of die woorde van 'n mal man. Dis opsie A. Of opsie B is, Jesus Christus is waaragtig wie hy sê hy is. Die Seun van God. Wat die Vader ken, intiem ken, wat die Vader kom verteenwoordig en die koninkryk van God bring, sodat ons hom kan leer ken, sodat ons die waarheid kan leer ken. En indien dit die waarheid is, dan is dit van ewigheidsbelang vir elkeen van ons. Wat ons as Christene, as mense nie kan doen nie, is ergens in die middel so lou warm rondhang. Dit maak nie regtig waar saak of Jesus nou werklik waar gesê het, hy is wie hy is nie. Solank ons so min of meer doen wat hy sê, want dit lyk vir ons nogal na 'n goeie paar morele wette en reëls wat hy vir ons voorgehou het. Maar die evangelie laat ons nie toe om ergens in die middel te hang nie. Ons is of besig om 'n valsheid aan te hang, of dis die waarheid.
En dit beteken of dood, of lewe. Maar ons moet kies. Jesus self sê, niemand kom by die Vader nie, behalwe deur hom. En is deel van die troos en die waarheid wat hy geopenbaar het aan die disippels en die vroeë volgelinge, die eerste gelowiges in die kerk. En is daai selfde waarheid wat ek en u vandag nog steeds aanhang en verkondig van ons kansels af. Dis dit wat deel is van ons getuienis as ons oor ons geloof praat. Dat Christus die weg, die waarheid en die lewe is. En as ons dit nie verkondig nie, as dit nie ons boodskap is nie, soos wat dit die boodskap van die Heilige Gees, die voorspraak, die Gees van die waarheid is nie. Hy wat getuig het van Christus en Christus alleen, ons by daai plek van geloof gebring het, en ook verder vat tot by 'n plek van getuienis. As dit nie ons getuienis is nie, dan is ons nie deel van die liggaam van Christus nie. Dan verkondig ons nie die evangelie van Jesus nie. Ek wil vir jou vra vanaand, hoe sien jy God? Wat is jou prentjie van God? As jy hom moet beskryf, beduie aan iemand anders. In ons manne Bybelstudie het ons dit vir mekaar gevra vanoggend. Dit was nie die maklikste vraag om te antwoord nie. Terwyl ons dalk vanaand en hierdie week besig is met die Heilige Gees, wat gaan deur jou gedagtes as jy moet dink aan die Heilige Gees? As jy moet reflekteer dalk oor hierdie laaste 2 aande en die waarhede wat ons al uit Johannes 15 en Johannes 14 geleer het. Wil jy dit nie dalk net gou vir die persoon langs jou sê nie, al is dat 'n woord of 2? Wat is in jou kop, in jou gedagtes, as jy dink oor hoe lyk God, wie is die Heilige Gees? Iemand dalk iets deel daaroor, so half van die groter groep. Nou is jou belewenis, is nie 'n reg of 'n verkeerde antwoord nie. Hoe sien julle God? Hoe sien julle die Heilige Gees? Wat is daai prentjie of emosie wat by jou opkom? Enige iemand, kom, help my. Hy's in ons, goed. Is dit 'n goeie ervaring? Dis 'n goeie ene, dis 'n positiewe ene. Goed. Nog iets. Liefdevol. Liefdevol, wie het nog aan liefde gedink? Wie het dit ook gesien? Ja. Nog iets. Veilig. Ek hoor veilig, liefdevol, veilig. Sê weer. Helder lig. Nog. Bemoediger, gees wat bemoedig, gees wat ondersteun. Dis daai teenwoordigheid van God hier by ons. En ek dink baie keer is dit ons prentjie, my beeld wat ek in my kop gehad het, toe ons hierdie vraag vanoggend vir mekaar geantwoord het. Ek weet nie of enige een van u ooit die fliek Lord of the Rings gekyk het nie. Daar is so 'n paar koppe wat skud. Nou is daar 'n wyse man in dit, Gandalf, so 'n lang ou met lang grys hare en 'n lang wit baard. So amper my prentjie in my kop, as ek hom nou visueel moet voorstel, maar dit is eintlik nie. Eintlik sien ek hierdie warmte en deernis, 'n warm gesig met liefdevolle oë wat na my kyk, en eintlik my net so in daai liefdevolle kring
intrek van hom. En dan kom ons ook met tye in ons lewe by plekke waar ons eintlik ongemaklik raak. En Jesus, as hy praat oor die Heilige Gees, en as jy wil saam volg vanaand, gaan ons kyk in Johannes 16, wat Jesus oor die werk van die Heilige Gees sê. Dan het die Heilige Gees ook 'n ander kant, waar hy kom as die waarheid van God, die voorspraak, nog steeds dieselfde as wat Jesus Christus is, maar hy moet die wêreld kom oortuig. Hy moet die wêreld kom oortuig van 'n paar dinge. En dit los die wêreld soms baie ongemaklik. Want deel van die oortuiging van die Heilige Gees gaan ook oor die sonde. Dit wat verkeerd is in ons lewe, dit wat nie vir God goed en aanneemlik is nie. Dit wat teen sy grein en sy karakter en sy wens, sy gebed vir ons gaan. Dit wat lewe in oorvloed steel by ons. En ons los by 'n plek van, kan ek amper sê, 'n afgewaterde lewe. 'n Lewe wat soms teleurstel, 'n lewe wat jou skaam los, 'n lewe wat jy soms nie oor wil getuig nie, dalk van tyd tot tyd in die donker, in die duister loop. In Johannes 16, en Antoinette het vanoggend toe ons hieroor gesels, toe sê sy wat sy gisteraand die tyd gehad het om eintlik nog by stil te staan nie, oor die teksgedeelte in Johannes 15, waar die Gees kom getuig oor wie Jesus Christus is, en dit vir my en jou op 'n plek bring waar ons ook daaroor kan getuig, soos wat daai waarheid in my waar word. Daai openbaring, daai lig begin skyn binne in my. Is dit loop saam met Jesus wat vir sy disippels sê, ek is die ware wingerdstok. En as jy in my bly, as jy ingeënt is in hierdie wingerdstok, dan gaan jy daai lewenskrag kry. Jy gaan vrug dra, jou lewe gaan vrug dra. Dis waaruit hierdie getuienis gaan spruit. Vrugte wat gaan hou. Jesus sê vir sy disippels, Johannes 15 vers 9, wil julle die geheim van ware geluk leer ken? Gehoorsaam my opdragte. En dis my opdrag, hê mekaar lief, soos wat ek julle lief het, 'n liefde wat hierdie opoffer liefde is, 'n vriend wat sy lewe bereid is om af te lê vir sy vriende. Bly ingeënt in die Vader, en is deel van die werk van die Heilige Gees, wat ons in God die Vader inbind, deur die waarheid van Christus in ons harte ook bekend te maak. En nou praat hy oor die werk van die Heilige Gees. Nou gaan ek na hom toe, die Vader toe, wat my gestuur het, en tog vra julle, niemand van julle vir my, waar gaan u heen nie? As ek nie vir julle dit gesê het nie, sou julle nie eers geweet het, ek gaan na my Vader toe nie. Julle sou nie gevra het, waar gaan u nou nie? Hulle sou gedink het, Jesus is dalk net gou na sy aardse vader, moeder toe, gaan kuier by iemand, by 'n sieke, dalk preek hy weer ernster, hy's doodgewoon net nie op die oomblik hier by ons nie, hy sal seker nou terug wees. Hy gaan seker nie ver nie. Maar dis juist hoekom Jesus vir hulle sê, ek gaan na my Vader toe. Maar omdat ek dit vir julle sê, is julle harte vol droefheid. En tog sê ek vir julle die waarheid. Dit is tot julle voordeel dat ek weggaan.
Dis tot jou voordeel dat ek weggaan. Ek kan net in my kop daai disippels sien en hoe hulle daar sit en nee, ek hoor seker verkeerd. Weggaan. Nee, wie hou van afskeid neem? Nee, dis baie sleg. Ons kinders het gisteroggend Botswana toe gery. Hulle gaan daarbo in die noorde van Botswana bly. Dit was verskriklik sleg om totsiens te sê vir hulle. My ou goeie sending vriend Willem Kelber het altyd gesê, so prim en proper soos wat hy is, afskeid was nog nooit 'n lekker skeid gewees nie. Dis nie lekker nie. Dis nie lekker om totsiens te sê nie, want dis iets van hierdie realiteit, dinge soos wat dit was, gaan nie meer wees nie. Iets van die bekendheid, iets van daai nabyheid, iets van hierdie wonderlike intieme verhouding wat gebou is tussen Jesus en die disippels en sy volgelinge, dit kom nou tot 'n einde. En dan sê Jesus vir hulle, maar dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Here, maar dis nie moontlik nie. U is die beste ding wat nog ooit in ons lewe gebeur het. Ek kan nie dink aan my lewe voor die tyd en nou nie. Dis nou soveel anders. Here, die las van sonde is weg. Here, ek het skielik betekenis in my lewe. Ek voel veilig. Ek voel naby aan God. Hoe kan dit wees dat u weggaan en dat dit beter is? Want as ek nie weggaan nie, sê Jesus vir hulle, as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie. Maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. Dis tot julle voordeel dat ek weggaan. Hier is hierdie geweldige paradoks, hierdie teenstrydigheid in dit wat Jesus vir hulle sê. Hy sê, ek moet weggaan. En is vir my goed om weg te gaan, want as ek weggaan, dan gaan julle die Heilige Gees kan ontvang. Dan gaan ek die Heilige Gees vir julle kan stuur. Sielkundiges vertel vir ons dat soos wat ons deur ons ontwikkelingsfases in die lewe gaan, raak ons groot en ons ontdek ons liggame en ons ontdek die wêreld daar buite waar binne ons moet leef, en dan leer ons hoe hierdie lyfie wat die Here vir my gegee het, moet werk en speel en hardloop en lag en huil en ons kom in aanraking met die realiteite van die wêreld en ons leer ook hoe is 'n gepaste manier om te reageer op dit wat in die wêreld gebeur. Die Here gee vir ons volwassenes, ma, pa, oupa, ouma, ooms, tannies, broers, susters, 'n gemeenskap waarbinne in ons groot word. Ander volwassenes wat betekenisvolle invloed in ons lewens uitoefen en so groei ons en so ontwikkel ons. En as ons hier in die tienerfases ingaan, hierdie vroeë adolessensie, dan begin ons daai grense toets, nie waar nie. En ma en pa hou vas en sê, mog getrowwe, Here, mag dit wat ek hulle geleer het, mag dit genoeg wees, om hulle heel en lewendig aan die ander kant uit te kry. As hy ongelooflike groei in hulle laat adolessensie, waar mens kan eintlik sê, hulle word gefine-tune.
Daai fyn verstellings word aangebring, waar geloof realiteit word, want ek het hom getoets, waar daai waarheid getoets word in my lewe. En dis ook die tydperk hier voor 18, waar die grootste persentasie van mense tot bekering kom, hulle lewe vir die Here gee, en 'n keuse maak om vir Jesus Christus te volg. Daar is ek. Nou gat ek in die groot wye wêreld in. En daar's 'n paar wolwe en slange wat vir my wag op my lewenspad. Wat die sielkundiges vir ons sê, hoe ouer ons word, hoe meer gaan jy word soos wat jy is. Nee. Hoe meer word jy soos wat jy is, behalwe as daar 'n, in Engels sê hulle 'n significant emotional event in jou lewe plaasvind. Behalwe as jy ernstig 'n geweldige groot emosionele belewenis het. Kom ek beskryf dit. Waar die lewe jou teleurstel, maar op groot skaal. Waar jy in 'n ongeluk kom. Waar jy 'n geliefde verloor. Daar waar jy die liefde van jou lewe ontmoet en trou. Of dit nie uitwerk nie. Daar waar kinders gebore word. Of daar waar kinders siek word. Want skielik is hierdie blokkie wat ek gedink het klaar getrek is. Dis hoe die lewe is. Dis wie ek is. Ek is so gemaak en die Here Jesus het my so gelos. Toe nou nie. En is presies dit wat die Here vir die disippels sê. Dit is goed vir julle dat ek weggaan. Want julle het in hierdie gemaklike sone gekom om langs my te loop. Om langs my te wees. Om te sien hoe ek wonderwerke doen. Julle het in hierdie gemaksone gekom dat ek die woord, die skrif vir julle moet uitlê. En as ek hier bly, dan gaan julle net so in julle gemaksone aangaan. Maar julle gaan nog nie kom by daai plek van lewe en dit in oorvloed nie, want dit kom eers as die Heilige Gees in jou kom en jy besef, die Here, die werklikheid van God is nie net daar buite of hier langs my nie, maar ook binne in my. Daarom moet ek weggaan. Dit is eintlik asof Jesus vir sy disippels sê, as ek langer hier gaan bly, dan gaan ek julle beperk. Ek moet gaan, sodat julle in 'n dieper verhouding met my kan tree. Ek is by julle nog altyd. Maar as die Gees kom, nadat ek weggegaan het, dan gaan ek binne in julle wees. Dis Jesus se teruggaan na die Vader toe, wat 'n kosmiese beweging aan die gang sit, wat toelaat dat die Gees van God teenwoordig raak, oral oor. Universeel teenwoordig, oral, vir almal, intern. Daarom is dit tot ons voordeel dat Christus moes teruggaan. Dis 'n draaipunt in die geskiedenis van die wêreld. Dis 'n draaipunt in hoe ons die eskatologie, die toekomsverwagting wat ons het. As Jesus
langs die graf van Lazarus, sê ek is die opstanding en die lewe. Dan het hy al vir hulle begin iets sê hiervan. Hy sê ek is die opstanding, julle gaan eendag vir altyd by my staan en saam met my leef. Dis iets van daai toekomslewe waarvan Jesus praat. Maar ek is ook die Zoe lewe hier vandag. Dis asof Christus die dood tussen in die lewe nou en die lewe hierna kom uithaal. Sê, dood speel nie meer 'n invloed nie. Die oomblik as jy my innooi in jou lewe, die oomblik as jy iets van die inwoning van die Heilige Gees begin beleef, het die ewige lewe reeds nou aangebreek en is iets van daai realiserende eskatologie, iets van die toekomsbelofte van God wat vandag hier by ons nou al waar word. Dit wat eendag sou wees, kom naby aan ons, net hier. Jesus gaan aan om te beskryf wat die Heilige Gees gaan doen binne in ons. En wanneer hy kom, dis die Heilige Gees, die Gees van die waarheid, sal hy bewys. Hy gaan oortuig. Engelse woord is convict. Hy gaan jou oortuig, hy gaan vir jou bewys. Bewyse lewer van 'n paar goed. Een, die wêreld is skuldig. Skuldig aan sonde. En dat die reg, die geregtigheid aan my kant is aan Christus se kant, anders as wat die wêreld sê. En dat die oordeel al gekom het. Die wêreld is skuldig aan sonde, want die wêreld glo nie in my nie, sê Jesus. Die reg is aan my kant. Hoekom? Want ek gaan na die Vader toe. En julle sal my nie meer hier kan sien nie. En die oordeel het alreeds gekom. Hoekom? Want die owerste van hierdie wêreld is klaar veroordeel. As die Heilige Gees kom, dan kom hy om in elkeen van ons se harte en in gees die volgende oortuiging te bring, en dit is dat ek sondig is. As ek gaan stil staan, as ek myself eerlik moet ondersoek, as ek myself ontbloot voor God, dan gaan ek noodwendig by daai plek kom van nie een van ons, ja, selfs ook nie ek nie, en ook nie jy nie. Nie een van ons kom by daai plek uit waar ons kan sê, ek is goed genoeg nie. Ek het nie verlossing nodig nie. Here, baie dankie. Baie dankie vir dit wat U gedoen het, maar dis seker vir daai klomp heidene daar buite. Ek is after all 'n Afrikaner en het groot geword in die kerk. Maar as die Gees van God oor my kom, dan bring hy hierdie diep oortuiging dat die wêreld is sondig. Hoekom? En hoor mooi vanaand. Ons trap telkens in hierdie struik. As gelowiges maak ons elke keer hierdie fout. Ons gaan kies vir ons 'n paar taboe sondes, waaroor ons nie twyfel nie, sodat jy weet, ten minste doen ek nie dit nie. So ek moet seker darm oukeierig wees. Ek dink, Here, dat ek
darm goed genoeg is om hemel toe te gaan. Maar die werk van die Heilige Gees is om my en my hart te oortuig juis van die teendeel. Dat ek in al my pogings ver tekort skiet van die heerlikheid van God. Dat ons almal gesondig het en dat ons almal afhanklik is van die genade van Jesus Christus. Die sonde is nie 'n wat nie. Dis nie in die eerste plek dit wat ek verkeerd gedoen het nie. Dis weer gekoppel aan wie? Glo ek in Jesus Christus? Dit gaan nie primêr oor my gedrag en my optrede en my morele waardes en standaarde nie. Dit gaan nommer 1 oor het ek Jesus Christus aanvaar as Here, as verlosser in my lewe en ek gaan dit nie kan doen as ek nie oortuig is van die feit dat ek 'n verlosser nodig het nie. Die sonde teen die Heilige Gees, wat ons lees in die Bybel, daai onvergeeflike sonde, wat is dit? Dis nie in 'n lysie ernster van sondes in die Bybel nie. Dis hierdie een. Het jy Jesus Christus as jou verlosser aanvaar, want dis die werk van die Heilige Gees om by jou by daai plek te bring waar jy oortuig is, ek het 'n verlosser nodig. Dis daai dag wat jy besef, Here, ek kan waaragtig nie op my eie nie. Help, vergewe my. Hy bring die wêreld by daai plek van nederige buig voor God en sê, Here Jesus, ek het U nodig, desperaat nodig in my lewe. Dan lees ons ook, dis nie die enigste oortuigingswerk wat die Heilige Gees doen nie. Hy oortuig ons van sonde, dat ons Christus nodig het. Bring ons by daai plek van geloof. Die tweede een gaan oor die geregtigheid, dat die reg aan sy kant is, aan Jesus se kant. En die derde een, dat oordeel reeds gekom het. Dis iets wat nog in die toekoms moet kom nie. Dit het reeds gebeur. Vers 10 lees ons, die reg is aan my kant. Dis aan Jesus se kant. Hy is geregverdig in sy optrede. Dit wat hy gedoen het. Hoe hy geleef het. Hy was werklik daai vleklose lam, die offerlam, dit wat nodig is om versoening te bring vir die sondes van mense. Maar dit waarin ons oor en oor en oor in gefaal het, nie by uitgekom het nie reg gekry het nie. Dit gaan nie oor 'n lewe wat meer moreel is nie. Dat ons beter kan leef nie. Nee, ek het Jesus nodig. Hy is die een wat volkome 100% sonder sonde was en daarom kon betaal het vir elkeen van ons se sonde. Wie het hom regverdig? Hier is die ongelooflike teks. Hy
Hy's opgeneem in die hemel. Hy's terug na sy hemelse Vader toe. En die feit dat God hom in sy heerlikheid uit ingenooi het, ingeneem het, dat hy aan die regterhand van God gaan sit, dat die Vader hom nie verwerp nie. Dis die bewys, en dis die oortuiging van die Heilige Gees in elkeen van ons lewe. Jesus Christus, anders as wat die wêreld kom sê, en as wat die wêreld ons van wil oortuig, is werklik, waaragtig die Seun van God gewees. Self God. Hulle het hom verwerp. Hulle het hom uitgestoot. Hulle het hom gekruisig. Maar die Gees kom en bring hierdie waarheid, daar waar die wêreld veroordeel en verwerp, kom God en bevestig Christus se regverdigheid, en dit word gewys deur die feit dat Christus verhoog word en verheerlik word, en is in daai waarheid waarin die Gees elkeen van ons kom anker. En hoekom is dit vir my en jou nodig om te weet dat die offer van Christus genoeg is? Dat hy wel geregverdig is en verheerlik is. Dis die omdraai van die vonnis en die oordeel oor my lewe. Christus is reg, al verwerp die wêreld hom, bly in hom, glo in hom, bly vas staan en glo dat die offer van Christus genoeg is, was en altyd sal wees. Ongeag wat die wêreld sê. Die wêreld dink hulle is slim. Ek sal nooit vergeet, ons was besig om die Alpha kursus, wat 'n basiese 12-13 weke deurloop van die evangelie en die basiese van die Christen waarheid is. Ons was besig om dit in die stad in Pretoria aan te bied, en een van ons kollegas het 'n Hollandse buurman van hom genooi om Alpha saam met ons te kom bywoon. En hy het so 'n paar aande bygewoon, en die eerste 2-3 aande gaan oor die noodsaaklikheid. Die noodsaaklikheid dat ons as mense die evangelie moet ondersoek, toets. Daai realiteite wat C.S. Lewis uitgewerk het, of hierdie is vals in die woorde van 'n mal man, of iemand wat regtig boos is en ons doelbewus om die bos lei, of dis die waarheid. Dis waaroor die eerste aand gaan. En dan die tweede, derde aande gaan oor die offer wat Jesus gebring het, en die noodsaaklikheid daarvan dat die wêreld in 'n krisis is. En hierdie Hollander het dit net so die eerste 2-3 aande bygewoon, en toe vir ons gesê, jammer, hierdie is nie vir hom nie. Want dis vir hom baie duidelik dat ons 'n klomp swakkelinge is, en dat ons 'n kruk in die lewe nodig het. 'n geestelike kruk. Maar hy is sterk genoeg. Hy het nie hierdie wishy-washy geloof kruk nodig nie. Dis presies wat die Here Jesus sê. Die wêreld verwerp dit as dwaasheid, as swakheid. Jy maak jouself eintlik 'n spektakel van jouself. Jy verneder jouself, jy ontbloot jouself en wys vir die wêreld hoe swak jy eintlik is, en dat jy nie sonder hierdie kruk kan regkom nie. Maar as jy's in dit,
in die wete dat ek nie kan op my eie nie, waar my krag lê, en waar 'n lewe van oorvloed lê, en waar die krag van die Heilige Gees lê, wat Christus uit die dood uit opgewek het. En as die Gees in my is, dan is daai selfde opstandingskrag in my. Die Gees anker my in hierdie vaste wete, dat dit wat Christus vir my gedoen het, is regverdig, is genoeg, en daardeur word ek gered. En al voel dit baie keer of ek dalk nou nie meer so populêr is nie, dat ek bietjie uitstaan in die wêreld daar buite, bly dit ons anker. Bly ons anker, God se uitspraak oor Christus se offer wat hy gebring het. En dan is die realiteit wat aanbreek vir die wêreld, die owerste van hierdie wêreld, Satan, die bose, hierdie wêreld is klaar veroordeel. Die bose is oorwin. Christus het gesterf, maar Christus het opgestaan, hy lewe. Die kruis van Christus was genoeg vir elkeen van ons. Het die kosmiese skuif plaasgevind. Nêrens in die kosmos heers die vyand meer nie. En die verlossing was nie beperk tot my en jou, tot net ons verhoudings met mekaar nie, ons verhouding met God nie, maar ook met ons verhouding met die wêreld en die skepping. Ons is reeds deel van die wenspan, maar tog los dit ons op 'n plek waar daar spanning is, want die wêreld wil dit nie aanvaar nie. Dis iets van dit wat alreeds gebeur het en die nog nie. Die vyand wat alreeds oorwin is, maar Christus se triomftog voor die troon van God, waar die vyand agterna gesleep word in ketting, soos wat dit beskryf word in Openbaring 19. Daai heerlikheid wag nog vir ons. Maar die realiteit is, die oorwinning is reeds behaal. Die Heilige Gees is nie net die trooster nie. Die Gees van die waarheid kom en hy roep ons terug na die waarheid. Die waarheid dat ek sondig is. Die wêreld sondig is. Dat ek Christus se verlossing nodig het. Dit bring my, dit oortuig my dat ek op 'n plek moet kom waar ek my sonde moet bely voor God. Dis daai kwesbaarheid wat ek voor God moet hê. Sê, Here, hier is ek. Met my gebrokenheid, met my vuil, met my sonde, met my hoogmoed, met my woede, met my noem dit. Maar hy kom en hy oortuig my dat die verlossing deur Christus volkome is. Daar's geen veroordeling meer nie. Hy kom en hy herstel dit wat gebreek het, dit wat gebroke was, dit wat sonde afgebreek het, verhoudings wat verbrokkel het, omstandighede wat onuithoudbaar geraak het. Hy maak 'n deur oop in 'n doodloopstraat waarin ek afgehardloop en nie meer weet waar om te gaan nie. Hy herstel. Die vyand aan die ander kant bly my aankla en beskuldig. En dis ook so van die begin van tyd af. Dat die vyand kom en sê, het God dit regtig gesê?
Dink jy regtig, hy kan jou lief hê? Dis die een leen. Aan die ander kant is, ag toe nou man, jy's nie so sleg nie. Ek seker jy kan op jou eie. 'n Boer maak 'n plan. Hy kom beskuldig ons, veroordeel ons, kom laai 'n klomp skuld op ons rug. En dis natuurlik die verskil tussen die oortuiging van die Heilige Gees in iemand se lewe. As die Gees van God jou oortuig van sonde, dan bring dit jou by 'n plek van nederige belydenis, vryspraak, vrede en lewe. Wanneer die wêreld kom om jou te veroordeel, eindig jy swak, hulpeloos, en beleef jy hierdie geweldige skuld. As Christus sê die Heilige Gees gaan in jou woon, hy gaan jou oortuig van sonde, dan is dit nie om jou skuldig te laat voel nie. Skuldgevoelens, liewe broer, suster, skuldgevoelens kom van die duiwel af. Dit lê jou lam. Dit steel lewe en energie. Die oortuiging van die Heilige Gees lei tot belydenis, vergifnis en lewe. So as jou eie lewe jou onderkry en jy gebuk gaan onder hierdie skuldgevoel, skud hom af. Laat toe dat God se Gees jou opnuut vul en jy by 'n plek van nederige belydenis bring, sodat hy jou kan vrymaak, sodat jy kan opstaan, sodat jy verhoudings kan herstel, sodat jy 'n getuie vir God kan wees. Kom ons word stil voor die Here. Here Jesus, met versigtigheid, sonder om voorbarig of verwant te klink, wil ons vanaand sê, dankie dat U weggegaan het. Dankie dat U na die Vader toe gegaan het. Dankie vir U Gees, die Gees van waarheid, wat ons kom leer, wat ons kom herinner, wat ons kom oortuig, Here, dat ons U verlossing nodig het. Here, vergewe ons. Vergewe as ons so sterk op ons eie aangaan. Here, vergewe ons as ons probeer sterk wees vir ons familie, vir ons kinders, vir ons eggenote. Vergewe ons as ons sterk probeer wees vir ons vriende. Here, mag ons hierdie kwesbaarheid omhels, met die wete dat die begeerte is dat ons moet lewe hê en dit in oorvloed. Vergewe ons, Here. Vergewe ons. O Heilige Gees, kom, herstel ons. Daar waar ek vergeet het, dat die offer van Jesus genoeg is om my huwelik te herstel. Herinner my. Here, daar waar ek vergeet het, dat die
kruis en die opstanding genoeg is om my verhouding met my kinders te herstel. Met my broer of my suster. Met my vriend. Met my ouers. Herinner my dat U reeds betaal het, dat die vyand oorwin is en U vir my lewe gee. Kom en herstel ons. Here, as ons as gelowiges saam uit verskillende kerke uit Botawil vanaand by mekaar kom, dan bid ons ook, Here. Ons bid vanaand en ons pleit vir U genesende krag oor Christie. Christie Moelman, Here. Ons weet sy stoei vanaand. En haar lewe hang in 'n draadjie. Here, in ons harte is stikkend, ons weet nie, Here, hoe of wat ons vanaand moet bid. Vir haar, vir Jaco, vir Wanda, vir Philip die tweeling, hulle familie nie. Here, maar vanaand weet ons, U het die vyand reeds oorwin. Here, ek weet ook vanaand, U Gees tree vir ons in. Pleit vir ons. Daar waar ons woorde en ons wysheid ophou, Here, daar pleit die Gees volgens U wil. Terwyl hy ons elkeen intiem ken. Mag U verheerlik word, Here. Ons bid vir lewe. Ons bid vir lewe in oorvloed. Here, nie omdat ons mag nie, maar omdat ons in ons sondige gebrokenheid afhanklik is van U. Vou hulle toe vanaand met U liefde, U deernis en U genesende krag. Amen. Kom ons bid dat die Here dit in ons elkeen gaan waarmaak. Kom ons staan.